Prys die Here. Prys hom vir sy goedheid en guns, sy grootheid en sy krag. Ek praat vanoggend met jou oor die hele kwessie van porsie brood, my porsie brood. My porsie brood. En net so voordat ek wil begin, wil ek vir jou sê, dis al wat jy nodig het, jou porsie brood. Dis al wat jy nodig het. Lukas 11 vers 3, gaan jy op die bord sien. Jesus leer sy disippels bid, en soos wat ek nou die afgelope ruk met jou gepraat het uit Lukas 11 uit, is dit ook die gedeelte tot by vers 13 wat die Here op my hart gelê het vir Pinkster. En daar is soveel goed wat uit hierdie gedeelte uitkom, wat jou net weer laat dink en besef hoe goed en wonderlik God is. Nou weer eens, as jy nou lees in die nuwe vertaling, en die nuwe lewende vertaling 2020, dan sê hy, as hy daar hulle leer bid sy Vader, laat die naam geheilig word, gee of my vandag my porsie brood, of daaglikse brood, en laat die koninkryk kom, en sovoorts. Nie soos wat Matteus byvoorbeeld sal sê, en soos die 53 sal sê, nie. Die rede daarvoor sal jy nie in die nuwe lewende vertaling onderlees, dat dit in baie van die manuskripte net oorgeneem is, die onse, waar onse Vader, hierso praat net van Vader, en selfs van die ander gedeeltes, is eintlik maar 'n baie kort weergawe, en dit is net omdat al die manuskripte dit nie het nie, dis nie omdat daar iets weggevat word nie, nee. So jou meer moderne vertalings het in elk geval net dit by, so neem maar net kennis daarvan, as jy dalk verskillende vertalings gelees, dat jy nou nie dink, maar daar word goed weggevat, jy gaan lees op maar meer as een vertaling, maar selfs van die Engelse vertalings wat so vertaal is. So, dan begin hy, en leer hy sy disippels, en ons het nou gepraat oor die Vader, en ons het gepraat oor sy heilige naam, en ons het iets gesê oor die koninkryk ook, en daaroor gaan ons nog meer sê later, maar dan kom hy by hierdie woord wat sê, gee ons die porsie brood wat ons vir elke dag nodig het. Nou, ek wil sommer so in die begin sê, dat ons moet besef, 'n paar goed, 'n mens, en die mens is geneig, baie keer, om hulle eie God te skep, van die begin van alle tye af. As jy gaan kyk wat Handelinge 17, as jy dit lees, dan sê hy, God het almal gemaak uit Adam uit, of uit een bloed uit, soos die ou vertaling sê, dan sê hy het van 'n plek gegee om te bly, en hy het vir hulle 'n begeerte gegee, vir aanbidding. Dis hoekom waar jy ook al mense kry, sal hulle iets aanbid. As hulle die Here nog nie ontmoet het nie, sal dit 'n boom of 'n stomp of 'n slang of 'n voël of een of ander hemelliggaam wees. Mens het die begeerte om te aanbid. Maar mense wil ook baie keer net die tipe God hê wat hulle graag wil hê. Want ek dink 'n mens kan partykeer jou eie God skep. En as dit nie regtig wie hy is nie. Soms wil maak mense eintlik jy kry ook waar mense hulle eie mengsel wil maak, né? En dan gebruik hulle selfs ander gelowe. Jy kry sekere bewegings waar mense die beste uit elke geloof, selfs uit die New Age uithaal, en dan bou hulle eintlik hulle eie geloof oor hoe hulle wil hê God is, en hoe hy nie soos wat hy regtig is. En ons sal miskien sê, nee, hierdie ouens is sies man, hoekom doen hulle sulke goed? Ons doen dit ook baie keer, as jy net vat bygelowe en goed wat ons baie keer maar in ons geloof intrek. Ek hoor nou die dag wie iemand praat van iets soos, ja, ons moet weet as daar moeilikheid kom, dan sit maar altyd in 3's, jy weet. En daar was 2 keer moeilikheid, so hulle wag nou vir die 3de. Bygeloof. Goed wat nie skrif is nie, of Murphy word altyd ingetrek, Murphy's Law, of jy weet al hierdie ander goed wat ons baie keer, dan trek ons goed in ons geloof, en onwetend, jy word groot met hierdie goed, en dan word dit so maar deel van jou geloofsraamwerk, so ons doen dit, nee.
Maar as 'n mens egter die hele Bybel lees, en ek lê klem op die hele Bybel, die konteks in die hele Bybel, dan ontdek ons wie is die regte God. En ek is so dankbaar oor die woord wat ons het, en as jy gaan kyk na die geskiedenis van die 66 boeke wat ons in ons Bybel het, dan is dit eintlik 'n wonderlike geskiedenis. En ek wil sommer hier vir jou sê, moet nou nie al die video's glo oor die Bybel en goed wat weggegooi is en weggelaat is en goed wat ons, weet jy wat, hierdie woord het die pad gestap deur die eeue heen. Die Heilige Gees het dit bewaar en laat bly. So jy kan maar glo wat hier staan. Jy het niks ekstra nodig. Nou die dag hoor ek weer van 'n hidden verse, wat nou nie opgeteken is in die Bybel nie. En as jy daai verse nou oor en oor sê, dan sal al hierdie voorspoed en goed nou na jou toe kom. Ons lees hierdie goed, ons lees van dit baie keer, en jy hoor daarvan en dink mense, wow, hier's 'n geheim wat die kerk nou weer weggesteek het. Ons steek ons altyd goed weg vir mense, wat nie die waarheid is nie. Moet net nie jou eie God bou nie. En jy sal net nou verstaan hoekom ek my inleiding so maak, soos wat ek hom vandag hierso maak. Ons moet gaan op wie hy is, en hy is God, en niemand sal dit verander nie. Is dit nie great om dit te weet? Maak nie saak met wat se slim stories mense kom, dit sal nooit verander nie. By die ander ding is dat mense byvoorbeeld nooit tevrede is met wat hulle het. Ons is nie altyd tevrede met dit, ons soek altyd meer. Ons wil nog altyd verder, dieper in die wêreld, en ons wil alles nog meer ontdek, en ja, die Here het ook vir ons die vermoë gegee om te ontdek en te leer, en ons soek hierdie goed, en dan kan ons baie keer in dieselfde versoeking val van Adam en Eva, waar die slang vir hulle al hierdie goed sê, en dan sien hulle ook, maar weet jy, dit sal wonderlik wees om soos God te wees, en kennis te hê van goed en kwaad, en dit lyk vir hulle, en presies dieselfde versoeking is daar vir ons nog steeds vandag, om baie keer goeders te gaan soek, en nog net meer en dieper te wil gaan, waar dinge vir ons baie keer net eenvoudig uitstaan, en eenvoudig net is, soos wat die Here dit vir ons gee, en ek prys hom vir sy openbaring, soos wat Romeine 15 vers 4 en 5 vir ons sê ook, dat alles is opgeteken, sodat ons hoop kan hê, verwagting kan hê, en sê in die volgende vers iets moois, en sê, God is die bron van bemoediging, en ons kan vasstaan op dit wat ons eenvoudig het. Ons hoef nie noodwendig verder en beter en hoër en dieper te gaan. Daar is soveel krag baie keer net eenvoud van die lewe. En dan kom die Here, soos wat mense ouer word, besef 'n mens, dan kom die Here en hy maak vir jou goed oop, wat jy nog nooit van dalk van gehoor het. Want dit sit op sy terme, nie op myne nie, nee. Die volgende, ek kan oor Jesus, gaan enetjie terug, Jesus leer sy disippels bid, en vra net vir 'n daaglikse porsie brood. Ja, so min, so klein, amper niks. En dan vra mense die vraag, hoe kan dit genoeg wees? Hoe is dit genoeg? Hoe is jou daaglikse porsie? Hoe is dit genoeg? Maar as jy gaan kyk nou weer eens na die hele Bybel, en die hele kwessie van wat daai porsie brood alles beteken, dan gaan jy op 'n punt kom waar jy in die oggend opstaan en net sê, Here, gee net vir my porsie vir die dag. As jy weet wat dit regtig beteken, is dit al wat ons nodig het. Net 'n porsie. Niks meer nie. Niks minder nie. Hy leer ons ook bid later van vergifnis, en hy leer ons ook bid oor verlossings van die bose en al hierdie goed, maar hierdie porsie brood is die fondasie van dit eintlik alles, as jy die betekenis van dit wat ek vir jou gaan wys, net nou regtig verstaan. So daar's baie meer aan hierdie porsie as wat ek en jy dink. Weet jy, ons het baie sê goed, ons sê baie keer, nee, gaan vir goud, gaan groot of gaan huis toe. Jy weet daai, dis ons sê goed, ons gaan altyd hierdie, wow. Dit is soos groot word ook, en ons word geleer om glo in jouself, en jy kan dit doen, en
Jy weet hierdie wonderlike motiveringsgoed wat jou nou so bietjie nou moet boost, maar ek wil vir jou sê, as jy die porsie brood verstaan, gaan jy agterkom, daai goed is eintlik nietig. Dis baie materialisties in elk geval, om te dink, jy moet in jouself glo. Baie materialisties om te dink, jy kan gaan vergou, wie is jy? Baie materialisties om in elk geval, baie van die goed wat ons partykeer so, en dit is weer eens, jy bou vir jou goed rondom wie God is en wat God moet doen en hoe hy moet wees. Van die Bybel, ek dink partykeer, kyk die Here na ons, wat gaan met jou aan, Boetie? Met groot respek gesê. Jy weet, partykeer wil ons so baie goed hê, ons kan nie eintlik nie ons minds opmaak, jy weet, soos ek enige getuienis gehoor van 'n vrou wat sê, hoe sy bid vir goed en die Here sê eenoggend van, hoor jy so, maar weet jy wat, maak jy nou eers jou mind op oor wat jy wil hê. Want vandag wil jy dit hê, môre wil jy dit hê, en dit het haar oop gemaak oor hoe sy bid, en hoe sy fokus. Weet ons partykeer, ons weet ook partykeer, weet ons nie regtig wat ons wil hê nie. Nou met ander woorde, God se koninkryk werk nie soos ons dink 'n koninkryk moet wees nie. Sy beginsels en ons beginsels is partykeer teenoorgestel. As jy gaan lees van dit as hy praat, is al die koninkryksgedeeltes. Hoe ons dink oor dit en hoe hy dit beskryf, is verskillende goed. Hy sê ook in die Bybel, sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Dit wat hy doen is nie soos wat ons doen nie. En tog, is dit asof ons partykeer nou so 'n bietjie van die waar afval, nê? So wat beteken hierdie porsie brood met ander woorde? Wat beteken hierdie porsie brood? En dit is die volgende ene, natuurlik beteken dit voeding. Voeding, dis wat dit beteken. Na liggaam, daai een verstaan ons. Maar dit is ook na siel en gees. Dit gaan oor om versadig te word. Dit gaan oor om tevredenheid te beleef. Dit gaan oor om krag te ontvang. So nou kan jy klaar sien waarheen gaan ek met hierdie porsie brood, nê? Dis om daai goed te beleef, voeding. Voeding, hy voed jou. Ek weet jy wat, as jy nou regtig honger is. Ek het nou baie slegte gewoonte aangeleer die afgelope paar sonde. As ons nou hier by die kerk ry, dan maak ons nou eers 'n draai by OK. En dan gaan koop ek nou vir my 'n paar buns. Want by die huis in die yskas is daar 'n bakkie met Batrou botter. En jy sal nou nie glo hoe sien ek uit na daai bun en daai botter na kerk terwyl ons nou wag dat die kos gaar. En ek sit niks op daai brood nie, ek smeer hom dik. My vrou kyk nou die dag so sê, smeer hom dik. Dan maak ek soos wat hy sê, druk op die kop in. En dan daai smake van daai vars brood met daai botter. Julle sit net hier, niemand ry nou. Net die bevrediging van wat kos vir 'n mens doen. Ek dink dit is een van die redes dalk hoekom die Here die mens gemaak het om honger te wees en om kos te geniet. Want hy wil iets van ons het voeding nodig. Ons het dit nodig in ons liggaam. Party van ons kan jy dit nou duidelik sien, jy weet, hier so in die middel, nee. Maar daar's ook iets na siel en na gees. Hierdie voeding waarvan hierdie porsie brood praat. En die versadiging, daai versadiging wat jy beleef. Nou die Griekse mitologie was daar 'n vloek wat hulle oor mense kon spreek. En die vloek was dat mense sou eet en nie versadig word. Nou dink net hoe verskriklik moet dit wees. Om te eet en te eet en te eet, maar jy raak nooit versadig. Dis amper soos in die aand voor die televisie. Wie van julle het daai siekte, hè? Dan eet ek 'n appel, dan eet ek 'n lemoen, dan eet ek 'n chippy, dan eet ek 'n... Okay, los daai. Maar iets van daai bevrediging
wat 'n mens ook in jou siel en gees kan beleef. En hierdie daaglikse is die Griekse woord epiousios. En dit beteken 'n paar goed. Dit staan vir, dit is spesifiek uit die Grieks daai woord, praat van vir vandag se behoefte, gaan oor vir vandag se behoefte, of wat nodig is om te oorleef. Dis wat daai daaglikse beteken in daai vers. Dit het met ander woorde met vandag te doen, ja. Maar dit maak ook vertroue oop vir die toekoms. Kom ek sê vir jou. Die Here sorg vir jou porsie brood vandag. En weet jy wat? Hy sal môre ook vir jou sorg. Dis wat dit eintlik beteken. Jy hoef nie bekommerd te wees oor môre nie. Dis reeds in die daaglikse. So daai porsie, die stukkie brood wat hy vir jou gee, nee, is eintlik so 'n wonderlike iets wat 'n mens kan beleef. Nou het ek terwyl ek voorbereiding gedoen het ek op 'n stadium het ek die goed net so 'n bietjie vir myself saamgevat en ek het 'n paar goed toe nog geskryf. Dit gaan nie op die skerm wees nie. Maar ek wil vir hierdie paragraafie gaan ek vir jou redelik lees soos wat ek hom geskryf het en gekry het. Nou soos Israel elke dag, en ek gaan vir die verse gee. Soos Israel elke dag God vertrou het vir vars manne, behoort ons hom elke dag te vertrou vir sy voorsienigheid. En as jy nou Johannes 6 gaan lees, dan kom jy agter, dit word afgespeel teen mekaar, né? Die manna wat met Moses gegee het en Jesus wat die brood van die lewe is. Met ander woorde, hierdie voorsienigheid, en jy kan hom vertrou vir 'n vars woord of gedagte elke dag. Moenie net teer op ander se openbaringe. Dit is goed om boeke te lees, dit is goed om ander ouens se goeders ook te hoor en te luister en te kyk. En dan hou ons so vas daar. Wat is vars vir jou? Dis die groot storie, né? Wat is jou vars stukkie brood? Jy kan nie uit iemand anders se mond eet nie. Dit klink in elk geval nie eers goed om dit te doen nie. Jou vars woord en gedagte. Jesus is die woord en die brood en stel die voorbeeld om sy Vader se wil uit te leef, ook soos sy voedsel was. So moet ons ook wees. Hy het gesê op 'n stadium, en ek gaan nou die vers vir jou gee, dat sy kos is om sy Vader se wil te doen. Jesus was so afhanklik eenvoudig van dit. Dit was soos kos wat hy eet. En selfs daai kos waarvan hy daar gepraat het ook verwys na brood. Want sy disippels, hoekom sê hy dit? Dis omdat hulle die brood vergeet het. Julle sal die gedeelte onthou. Ons hoef dit nie te stoor nie. Jy weet, destydse brood was nie soos nou sin wat 'n week kan hou nie. As jy in elk geval nou 'n week hou, dan moet jy weet hoeveel goed het hulle in daai brood gehou om te laat hou vir. Daar's vandag in elk geval brood op die rakke wat nie kan vrot nie. Can you believe it? Jy sien koekies en hierdie beskuitjie goeders, hierdie broodjie goeders. Dan kyk jy die vervaldatum op baie goed. Dan kan hy dan vir tot 'n jaar hou partykeer. Dan dink jy nou, ons praat nie van artificial goed nie. Ons praat van die natuurlike, ons praat van die oorspronklike, nee. Jy hoef ook nie bekommerd te raak oor dit nie. Hoekom? Want dit sal daagliks daar wees. Maar dit gaan oor 'n versadigde vertroue, en 'n versadigde vertroue uit te leef. En ek en jy beleef, jy is hier. Dis waar ons die spanning beleef. Tussen wat ons nou het en nog sal ontvang en wat ons altyd sal kry. Daar's so 'n bietjie spanning in dit, want onthou ons is bekommerd.
Nou sê die Bybel duidelik ook, hy sê die goddelose ouens, dit is die ouens wat bekommerd is oor wat hulle gaan eet en drink en aantrek en die toekoms. Maar ek moet nie met ons so wees. Jy sien, jy kan Eksodus, jy gaan die verse kry na die tyd, Eksodus 16 praat oor hierdie man en Johannes 6 vergelyk hierdie twee goed, maar kom ek lees gou vir jou wat sê Spreuke 30. Spreuke 30 praat ook oor hierdie brood. Maar as jy hom lees, man, dit is eintlik Spreuke 30. En ek dink ek het die verkeerde een hierso. Dis die verkeerde vers hier, Spreuke 30 vers 8. O ja. Hy sê in die eerste plek, ek is reg, hoor wat sê hy. Spreuke 30 vers 8 sê, in die eerste plek, keer tog dat ek lieg. In die tweede plek, laat my nie arm of ryk wees. Gee asseblief vir my net wat ek nodig het. As ek te veel het, sal ek u verloon en vra, nou wie is die Here? As ek te arm is, sal ek steel en my God se naam beswaar. Sien, God ken die mens. Die Here weet, as hy vir ons alles sommer net gee, wat ons sal doen. En dis nie dat die Here ons nou arm hou. Dis nie dat hy wil hê ons moet swaar kry, hy is ons Vader. Maar hy ken ons harte. So dit is nog 'n rede hoekom ek sê, hierdie porsie brood, weet jy wat? Kom ons gaan lees in Johannes 6 vers 35, hy gaan op die skerm wees. Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger word nie, en wie op my vertrou sal nooit weer dors kry nie. Dis in Johannes 6, né? Die gedeelte waarvan ek gepraat het, vergelyk met die manna wat hulle moes optel elke dag. Dan gaan hy in Johannes 4 vers 34, Jesus antwoord hulle, my kos is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk klaar te maak. Matteus 4 vers 4 is die volgende ene, maar Jesus het hom geantwoord, dit is nou vir die vyand. Hy sê nee, daar staan in die skrif geskryf, 'n mens het meer as brood nodig om van te leef. Onthou, hy is versoek en hy moes die klippe nou mos in brood verander, nee. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord wat uit God se mond, of 'n leef uit, is om te leef van elke woord uit God se mond. So die woord wat jy kry elke dag, moet vars wees. Die woord wat jy kry moet nuut wees. Nou, as Israel een dag geskiep het om manna op te tel, was dit die volgende dag vrot. So daar was genoeg vir die dag gewees. En vertroue, dink aan die woordjie periousios wat ek net nou gelees het. En daar was die vertroue, vanmôre sal die manna weer daar wees. En ons weet hulle moes op die 6de dag genoeg optel, want op die 7de dag kon hulle nie optel. En selfs vir dit het God voorsiening gemaak. So daai porsie brood, daai afhanklikheid van die Here, dis wat die Here van ons vra. Hy vra 'n eenvoudige, dankbare lewe in afhanklikheid voor hom, en dan sal sy voorsienigheid, vrede, voorspoed, soos wat ek net nou gepraat het van daai krag en sy die tevredenheid, en dit sal deel word van jou lewe. Voorspoed. Maar dit sal op sy termes wees. Nie oor hoe jy dink dit moet wees. Op sy termes. En dis hier waar ons baie keer bietjie klei raak. En dit sal uitloop op 'n kragtige getuienis. Luister, ek het al soveel getuienisse gehoor waar die Here vir mense baie keer 'n eenvoudige ietsie doen. Dan is hulle so bly. Sê dit nou, ons kan nie hoop vir die groot goed nie, natuurlik kan ons hoop vir dit. Maar baie keer is dit daai klein goedjies wat ons doen. Dis daai woord wat jy vir iemand sê, daai effense bemoediging, daai klein ietsie wat baie keer vir mense meer beteken. Dis ook baie keer daai goedjies wat ons doen, daai klein goedjies wat ons doen, wat baie keer ook baie gering is, wat mense onthou. Vorentoe. Ek
'n klein woord wat jy gesê het, ietsie wat jy genoem het. En dit het hulle dalk nou so 'n bietjie geafronteer. Nou hak hy vas by dit. So hierdie ding kan altyd kante toe sny, maar wat vir ons belangrik is om met ander woorde te fokus op daai porsie wat die Here vir jou gee, om te fokus op dit wat jy daarmee maak in die toekoms, want daar gaan gevolge wees. So 'n lewe van eenvoudige dankbaarheid en afhanklikheid is wat die Here vir ons vra. En ek vra vir jou, soos op die skerm sal sien, maak asseblief dit eens en vir altyd vir jouself uit, dat God sal voorsien. Hy sal voorsien, en jy kan hom vertrou, omdat hy God is. Meer as dit, omdat hy jou God is. Jy kan hom vertrou. Jou daaglikse porsie is, met ander woorde, ek het soveel so opsommetjie gegee, ek gaan op die bord kom. Jou daaglikse porsie brood is, dit is 'n gebed van vertroue en afhanklikheid. Dit is 'n herinnering dat God elke dag sal voorsien op sy termes. Dit is 'n roep na geestelike en fisiese volhoubaarheid. Ons hou van die woordjie vol, sustainability. Besighede en almal in die wêreld van besigheid en planne maak en alles wil altyd 'n ding doen wat sustainable is. Dit is ons sustainability, die feit dat God dit vir ons doen. Dit is volhoubaar. En dit is 'n oproep, en hier kom dit nou. Dit is 'n oproep om elke dag met God te begin. Jy kan bid en sê, en ek daag jou uit om vir die volgende ruk, in die oggend as jy wakker word en jy met die Here praat, vra net vir hom dit, sê, Here, gee vir my vandag vir my porsie brood. En sien en beleef wat hy vir jou doen. Dit klink min, maar dis juist hier waar God absoluut 'n meester is om te vermeerder en te voorsien. Jy kan hom vat op sy woord, die woord is vol daarvan. Daar is dus meer aan die porsie brood elke dag as wat ons ooit kan besef. Dink net gegaan die nag. nie Paulus, vat die brood, het die spesiale openbaring, is iets spesiaals wat hy ontvang het. Dan sê hy, Jesus het die nag waar hy verraai is, het die brood gevat, daarvoor gedank. Hy het dit gebreek. Hy het gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Almal het 'n stukkie brood gekry, net nou gaan almal 'n koekie kry. Almal het die beker gekry, kon 'n sluk van die wyn vat. Dis 'n stukkie brood, dis 'n slukkie wyn. Maar die grootste betekenis word daar vasgemaak. Nuwe lewe, vergifnis, genesing, voorsienigheid. In daai stukkie brood en daai happie wyn. As mense, wat sal ons doen? Dit moes 'n hele maaltyd weer eintlik wees. Dit is hoe ons baie keer dink. Maar die Here vat hierdie klein goedjies en maak dit vir ons so wonderlik. Alles begin eenvoudig met 'n bietjie. Dink aan die broodjies en die visies wat 5000 mense kos gee. Dink aan 'n klein veranderingkie wat jy baie keer aanbring in jou lewe, in jou roetine, of jy begin net effens anders dink oor iets en die magtige uitwerking wat dit het, nê. En alles begin baie keer by 'n gedagte, 'n idee, ietsie kleins. En dan begin die ding groei. Met God het 'n manier om iets kleins aan groei. Iets kleins en as hierdie magtige betekenis. Ons sal dit anders doen, want ons koninkryk, soos wat ons het beleef en soos wat God het baie keer gee, is baie keer nie dieselfde ding. En ons moet aandag gee aan dit. Net soos wat, en ek is besig om klaar te maak, mens met ander woorde fisies versadig is en goed voel nadat jy geëet het.
So voel mens geestelik vervul met elke woord van God. En jy moet baie mooi, dit is nie iets wat 'n mens altyd moet gaan soek ergens. Dit is nie, ry na die volgende profeet toe. Dit is nie, gaan soek dit hier, gaan soek dit daar nie. Wat sê die woord? Die woord sê, dit is reeds in jou. Dis wat die Bybel leer. Ek het nie probleem met profete en goed nie, hoor my baie mooi. Profetiese bediening is 'n wonderlike bediening. Dit wat jy vanoggend gehoor het, is profeties. Want is God se wil wat verkondig word, dis waaroor profesie gaan. Jy het nie nodig om dit te gaan soek nie. Jy het nie nodig om hier in jou kar te klim en ergens vir iemand in die dorp eers te gaan vra, hoor hierso, wat sê die Here nie. Die Here gee vir jou porsie brood volgende uur. Hy gee vir jou porsie brood in jou binnekamer elke dag. Daai porsie. En weet jy wat nie? Ek het agtergekom. As ek iets self ontdek wat die Here vir my oopmaak, dan is dit iets wat sustainable is. Dis iets sustainable. En ek sê nie dat jy niks by iemand anders kan leer. Hoor my net asseblief mooi. My genou, as ek die laaste knoop deurhak, glo ek gaan alles speel mooi in plek. Wees getrou, met ander woorde, aan die klein goedjies. Jy weet, Matteus 25 praat baie duidelik, hele les wat ons na lees, as ons getrou raak met die klein goedjies, dan kom die Here en hy maak vir ons groter goed oop. Dit is nie hoe dit is nie. Jy weet mos, as daar admiraal met die jong mense praat, en dan sê, as jy suksesvol wil wees in die lewe, die eerste ding wat jy in die oggend doen, as jy opstaan, maak jou bed. What? So nou dink, daar moet nou eers allerhande, maar net in die bed opmaak, die eerste taak wat jy doen in die oggend, wat jy suksesvol afhandel, dit is sielkundige effek op jou, dat die res van die dag beter sal wees. Dink aan die mosterdsaad geloof. Klein. Daai effense vertroue wat jy in die Here kan partykeer 'n magtige ding vir jou oopmaak. Al is dit net so groot soos 'n mosterdsaad. En hier kom die ding. Laaste slide. Hoor, die slide is weg. Okay. Ek gaan vir jou sê. Okay, is nog steeds weg. Maar hier kom die ding dan. 'n Porsie is vir jou, spesiaal vir jou uitgewerk. Die porsie wat jy nodig gehad het vir hierdie dag, is spesiaal vir jou uitgewerk. Vir jou behoeftes en selfs jou begeertes. So elke een van ons wat vandag hier is, ek ingesluit. Die Here het vandag my porsie vir my, Kalikriem, klaar spesiaal uitgewerk. As jy gaan kyk in die gasvryheid wêreld, as jy weet jy moet vir 100 mense kos gee, wat doen jy? Jy gaan werk die porsies uit, is dit nie? Soveel gram dit, soveel gram dit, soveel gram dit, vir soveel persone, dan maak jy jou sommetjies. Goeie berekeninge word gedoen. Nou die Here doen dit met 8.1 biljoen mense elke dag. Werk hy vir jou porsie uit, vir wat jy vandag nodig het. En dit maak dat jy ook vertroue het vir môre se. Vergeet van volgende week se en volgende jaar se. Moet ook nie dit wat jy het probeer bære nie, want wat gaan gebeur môre is dit vrot. Dink aan die man. Jou porsie
is elke dag vir jou uitgewerk. Daarvan Samuel af. Reg deur elke een wat se tot daarby vrek. Elkeen se porsie is spesiaal vir jou uitgewerk. Dit is ook 'n rede hoekom ons nooit moet verwag dat jy byvoorbeeld sê maar kerk toe moet kom en jy verwag ek moet jou entertain. Of jy moet verwag hierdie gemeente moet jy geëntertain word. Maar dit gaan nie oor jou. Dit gaan nie oor jou. Jy kom hier in. Jy het 'n Vader wat vir jou lief is. Wat presies weet wat jy nodig het. En as jy ontvanklik is vir daai porsie, weet jy wat doen dit vir jou? Dit voed jou. Dit gee vir jou tevredenheid. Dit gee vir jou vrede. Dit gee vir jou krag. Dit gee vir jou energie. Soos wat fisiese kos dit doen. So ek bemoedig jou om spesifiek vir hierdie porsie elke dag te bid. En dan sê Psalm 37 vers 4. Psalm 37 sonder dat jy lees. Wie weet wat staan? Gou, Psalm 37 vers 4. Verlustig jou in hom en hy sal jou gee, maar het begin by sy termes. Verlustig jou in hom en hy sal jou gee. Die begeertes van jou hart het om te nou toe ons begin. Verlustig jou in hom. Hy gee vir jou 'n porsie vir elke ene, vir elke dag op sy termes. Ons vertrou hom. Ons laat toe dat hy ons leer, dat hy ons wys, want as ons deur die Gees gelei word, laat ons lewe ook deur die as ons deur die Gees lewe, laat ons Gees ook, dat die Gees ook ons leefstyl bepaal. En ek het agtergekom aan die einde, is dit al wat van ons gevra word, leef eenvoudig, soos wat die Gees jou lei. Dan hoef jy nooit bekommerd te wees oor enigiets anders nie. Want die fondasie is daar, jou God is jou God. Jy is sy kind. Hy gee vir jou porsie. Jy kan deurbraak beleef vanmôre. Ek het al getuienisse gehoor van mense wat nie een woord beheer kan. Die Here gee vir hom een woord, een vers. Ek het so 'n paar van hulle so oor my bediening wat die Here so vir my gegee het, my deurgedra het, en ek sal dit nooit vergeet nie. Hoekom nie? Want dit was my porsie gewees. Daai porsie het my so gevoed, dit hou my nou nog aan die gang. Was iets wat jy by die Here moet kry. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie. Dankie, dankie, dankie. Vir elke stukkie brood wat U elke dag vir ons gee om te eet fisies, maar ook dit wat ons in ons siel en gees voed. Dankie, 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 dankie Here, dat U liefde, genade, goedheid en guns vir ons genoeg is. En Here, as ons vanoggend sê dit is genoeg vir ons, dan sê dit ook ons kan U vertrou vir die res. Help ons, Here, om in die eenvoud en krag van U woord te leef. Help ons, Here, om nooit af te wyk van dit wat U reeds vir ons afgemeet het. Die porsies wat U vir ons reeds uitgewerk het, is genoeg. Here, ek weet, as ons dit in geloof vat, dan kom U ook. Dan doen U die vermeerdering of wat ook al daar moet wees, die krag, die versadiging, die volhoubaarheid, die alles wat verder gebeur, is in U hande. En U kom, Here, en U seën elke een. Ek bid nou vir elkeen van my boeties en sissies saam met my vanoggend. Here, mag elkeen besef hoe kosbaar daai porsie is.
Kom ons praat almal met die Here. Almal se oë bly toe. En nie vir 'n paar oomblikke net. Dalk miskien begin bid, net daar waar jy sit en sê Here, as jy dit nog nie ontvang het vanoggend, gee vir my vandag my porsie bid. Miskien gee hy vir jou gedagte, 'n vers, 'n idee, hoe dit ook al is, hoe die Here ook al met jou praat. En ontvang dit, sê vir hom dankie daarvoor. Maar kom ons praat met hom daaroor.